Goeiedag liewe luisteraar, dit is Wynand weer wat praat. Ek het in 'n vorige aflewering 'n fondasie gelê vir die waarde van 'n vraag en die antwoord wat op die vraag volg. Ek wil hê ons moet deurlopend hierdie tema in gedagte hou. En vanmôre wil ek 'n stukkie hanteer wat die godheid duidelik uitspel, sodat daar geen twyfel is dat die drie-eenheid leerstelling vals is nie. Maar ek wil nie die drie-eenheid leerstelling verkeerd bewys nie. Ek wil bewys dat die godheid bestaan uit 'n entiteit genaamd die Here Jesus Christus. 'n wese met daai naam. Dat het vir ons duidelik sal blyk dat Jehovah van die Ou Testament Jesus is van die Nuwe Testament. Die profeet van die Here, William Branham, het dit vir ons so uitgelê en dit is baie duidelik uit hierdie skrif. Ek lees 'n stukkie uit Johannes 4, die Samaritaanse vrou. Nou elke woord hier is nou belangrik. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Wie is hy? Jesus. Nou ek het nou een vers geskiep, want ek wil die ritme reghou. So ek gaan nou al 3 die verse lees, en dan gaan ek weer net die 2 lees. Toe die Here, wie is die Here? Dis God. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, dis 'n interjection, het hy, wie? Jesus, Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Ek lees weer die vers 1 en vers 3. Het is belangrik dat ons die begrip nou hier reg kry. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, het hy, Jesus, Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Nou, hier's nou die situasie waar hy die vrou by die put kry. En dan is daar 'n gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou. Sy bevraagteken die feit dat hy haar nader, hoegenaamd nader, want 'n man mag nie 'n vrou nader in die Midde-Ooste in daai tyd nie. En is vandag amper nog dieselfde in die Midde-Ooste. En hy sê, ek sal jou water gee om te drink, ewige water. Sy sê, hoe gaan jy water skep? Jy het nie sy emmer nie. Jesus sê, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het. En hy sê jou lewende water gegee het. Sien jy moes gevra het, né? Hier is die vraagkwessie weer. Liewe luisteraar, daar is eintlik niks in die lewe wat kan gebeur as jy nie vra nie. Daar is geen antwoord wat net uit die lug uitkom nie. As jy gevra het, sou hy jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Hoor nou hierdie vraag, waarvandaan kry u dan die lewende water? En so gaan hierdie gesprek aan. En kyk nou wat sê hierdie vrou vir hom. Sy is 'n Samaritaan, sy is nie eens 'n Jood nie. Sy erken hom nou as moontlik die Messias, want dit klink soos die Messias wat hulle verwag. Dit is baie interessant. Sy is 'n Samaritaan.
Sy sê op 'n stadium vir hom, nadat hy haar vertel van die mans wat sy gehad het, en die een wat sy nou het is nie haar, en die vrou sê vir hom, Here, hoe spreek sy hom aan? Dat is Jesus, nee. Sy sê, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Dis vers 19. In vers 15 sê sy, die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry nie. Nou, dis eienaardig dat Jesus haar dan nie teregwys, as hy dan nie die Here is nie. Vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. God is gees, sê die Here Jesus in vers 24, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hoe weet sy dit? Ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, luister nou baie mooi, dit is ek wat met jou spreek. Ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word. So het ons nou die Here, Jesus Christus, in een liggaam. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek, en op die oomblik het sy disippels gekom, en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Jy sien, as hulle die vraag gevra het, sou hy hulle geantwoord het, maar nou het niemand die vraag gevra nie. Nou sê hy ook niks nie. Jesus offer nie vrywilliglik net inligting op nie. Toe hulle nie vra, waarom spreek u met haar nie, is daar ook nie 'n antwoord wat daarby pas nie. Die vrou het toe haar waterkan laat staan, stad toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het, is hy nie miskien nie Christus nie. So hierdie hoofstuk, as jy die hoofstuk aandagtig deurlees, dan sien jy van die begin af, toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, het hy, die Here, Jesus, Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Ek dink is 'n pragtige opsomming van die Godheid. Die waarde van die vraag kan nie oorbeklemtoon word nie. As die Here my help, dat ek meer van hierdie gesprekke kan hê met u liewe luisteraar, gaan dit deurlopend die tema wees. Wat is die vraag en wat is die antwoord? Wie is u Here? Vra Paulus, toe hy nog Saulus was. Wie is u Here, dat ek u kan aanbid, toe die lig hom tref? Wie is u? En hier sien ons wat sê Johannes. Johannes is die disipel wat die naaste aan die Here Jesus beweeg het. Toe die Here dan verneem, dis eintlik net wonderlik. Toe die Here dan verneem, en ons ken die Here uit 'n Christen oogpunt uit as Jehova. Jy kan die hele Ou Testament deurwerk, en die Here het gesê, and the Lord God said, maar dis Jehova wat dit sê. En hier sê die Here het verneem, dat die Fariseërs gehoor het, dat Jesus meer disippels, met ander woorde, dat hy, wat die Here is, meer disippels maak, en doop as Johannes, het hy, die Here, Jesus, Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Hulle vra vir Petrus op die dag van Pinkster, wat moet ons doen, broeders? Hy sê, bekeer julle, en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Want hy is die Here. Jy gaan nou sy disipel word, so laat jy doop in sy naam. Ek vertrou dat dit 'n bietjie klarigheid bring op die onderwerp van die Godheid. Dankie vriende.